Slaguister vir 'n renoster monster. 'n volledige liefdesverhaal in een sessie voorgelees. Enige dag in Marlothpark is 'n wonderlike dag. Kyk, dit word warm in Marlothpark en party dae is dit nog warmer. Wintertye is die klimaat heerlik verdraagsaam. Die aande mag dalk 'n bietjie kouer raak, soos in stop kombers knus koel. As jy reeds in jou motor sit en aan die ry is dit nooit 'n moeilike keuse om te maak nie. Veral nie as jy Leila is en jy 'n wild card van Sanparke het nie. Sy ry op Ngwenya Lodgepad tot by die T-aansluiting waar Leila regs moet draai Komatipoort toe om te gaan inkopies doen. Maar dit werk nie so nie. Haar flikkerlig wys sy gaan links draai, Krokodilbrug heksekant toe en haar EcoSport ry agterna. Leila het nie 'n sê oor die saak nie. Sy is 'n gewillige passasier agter die stuurwiel van haar oulike nutsmotor. Leila gee glad nie om oor die ontvoering nie. Dit is wat 'n mens doen as jy gekies het om in Marlothpark en die groter Kreurwildtuin te kom woon, omdat jy stapelgek oor die natuur en wilde diere is. Jy glip vir die laaste uur voor hek toemaaktyd by die wildtuin in en gaan soek jou eie territoriale groot vyf op. Skaars by die hek in en regs van haar is die plat grasvlakte waar rooibokke, blauwillebeeste en zebras aan die karige winterveld pluk. Op die horison is kameelperde op hulle pos daar waar die bome begin. Links van haar neem 'n vlakvarkgesin 'n stofbad. By die Gazani Tombidam, wat gewoonlik water in het, wag daar gewoonlik aangename verrassings op die besoekers aan die Kreurwildtuin. Vandag is geen uitsondering nie. Leila vleg haar pad tussen die karre deur tot op die brug daar by die Gazani Tombidam. Regs onder die droë rivier is dit Tombi, die luipertma en haar 2 woelwaters, wat die toeriste nou gaande het, en links van hulle is die dam met die water in. Die welpies is spekvet en gesond en ma luiperd slaap met haar kop op haar voorpote, een oog toe en 'n ander oog wat waak teen die hyenas en leeu's wat die oulike klein luipertjies as 'n laatmiddaghappie mag waarneem. Aangesien die brug nou agter haar deur toeskouers geblokkeer is, ry Leila aan tot by die De Kuiper afdraai, waar 'n trop buffels voor haar oor die pad stap. Sy draai links op die S108 en kry 'n pragtige olifantbil, presies daar waar sy laas die trop olifante met die piep klein babietjies gesien het. Uiteindelik draai sy links op die Krokodilrivierpad van waar Marlothpark aan die oorkant sigbaar is. Die aantal karre by Two Trees en die mense wat daar met verkykers staan en kyk, vertel vir haar dat daar waarskynlik leeu's onder in die rivier of by die klippe is. Ongelukkig is dit nou nie van die wildtuinkant af sigbaar nie. So, sy tel hulle nog nie as leeu's wat sy in haar groot 5 ekspedisie gesien het nie. Leila ry nie vinnig nie en hou haar stoppe kort, want as sy haar tyd reg gebruik, kan sy nog 'n draai by die seekoeigat ook gaan maak. Die wildtuin is vir haar asemskep in 'n soms suurstoflose wêreld. Veral toe sy haar 4 renosters om die volgende draai in die veld sien wy, voel dit asof sy so byna haar missie voltooi het om al 15 lede van die groot 5 in een kort rit hier rond te sien. Daar is pa renoster en ma renoster, hulle 5 of 6 jaar terug se seun en verlede jaar se dogter. Leila ken hierdie gesin so goed, sy kan hulle amper al name gee. Sy beskou dit eintlik as verlangs familie van haar. Maar vandag is daar 'n beroering in die klein troppie. Die pa begin seker rusteloos raak oor sy seun wat binnekort selfs al lus voel om vrou te vat. Hy druk aan Boetman
asof hy hom probeer wegjaag. Maar die oukie is nog glad nie lus om die geselligheid van die klein gesinskringetjie vir 'n aanvanklike alleen bestaan te verruil nie. Of nee, dalk is dit die kompetisie van nog 'n renosterbul wat uit die bloute doer op die horison verskyn het en nou reguit na hulle kyk wat pa 'n senuwee wrak maak. Leila sien hom eers raak toe sy haar verkyker lig om die omgewing behoorlik te bespet. So geïnteresseerd is Leila in die wel en wee van haar Afrika renostergesin, dat sy nou eers sien dat daar nog 'n voertuig skuins voor haar geparkeer staan. 'n Golf met nie minder nie as 4 manne in. 3 van hulle sit ook deur verkykers na die groot renoster op die horison en kyk. Maar die een agter die stuurwiel sit stip na haar en kyk. "Wat kyk jy?" wonder sy en kyk reguit terug. Dis 'n aantreklike jafel, moet sy nogal opmerk. Seker ongeveer haar eie ouderdom dalk. Sy laat sak haar blik toe sy sien dat hy nog steeds na haar met 'n bietjie van 'n frons tussen sy donker wenkbroue sit en kyk. Haar oog gooi so 'n terloopse draai oor haar kar se paneelbord waarna haar hart 'n ruk in haar borskas gee. Sy het 5 minute om by die hek te kom. Nie eens die troppie leeu's wat hulle self dwars oor die teerpad 2 kilometer van die hek af tuis gemaak het, laat haar weer stilhou nie. Sy maak dit net deur die boonste hok, hoe hek aan die kant die laagwaterbrug, want die man maak dit reg agter haar toe. Toe stop sy by die padstal en koop 'n pastei en melk vir haar koffie by die huis. En wie hou reg langs haar EcoSport stil toe sy uitstap? Die aantreklike ou met die Golf, minus sy 3 passasiers. Sy wonder dadelik, wat sou van hulle geword het? Terwyl hy instap, stap sy na die teerpad en loer pad langs in die rigting van die krokodilbrughek. Waar sou hierdie aantreklike man die res van sy geselskap uitgespoeg het? Iewers langs 'n plaasheining, dalk in die krokodilbrug ruskamp? Maar hoekom is hy nie saam met hulle daar nie? Dit voel alles net so uit karakter. 'n Wit ou en 3 donker manne van 'n ander ras, daar naby die renosters? Is dit nou simpel paranoia wat haar kop aan die ding sit? Sy volg mos die berigte van renosterstropings met 'n arendsoog. Leila ry terug huis toe, skink vir haar 'n glas wyn en gaan eet haar pastei op die balkon van haar houthuisie. Golfman se aantreklike gesig en daardie ligte frons waarmee haar gade geslaan het, spook natuurlik derendtyd by haar. Die feit dat hy alleen by die padstal ingestap het om iets te koop, en natuurlik daardie netjiese sitvlak en lyf van hom toe sy hom agterna gekyk het. En dan dink sy natuurlik ook aan haar geliefde renostergesin. 'n Stemmetjie wil in haar oorfluister dat die manne se belangstelling in haar boskolosse nie toevallig was nie. In so mate pla dit haar dat Leila bitter sleg slaap die nag. Deur die dag bak sy die kolwyntjies, koekies en souttertjies wat mense bestel het. Sy gaan lewer dit af by die adres en wanneer sy terugklim in haar EcoSport om huis toe te ry, vat die ou karretjie alweer die pad Wildtuin toe. Die EcoSport draai ook sommer van self op die pad waar sy laas die renosters gekry het af. Die 4 is gelukkig nog daar in die omgewing. Van die potensiële gesinsbreker bil is daar vandag geen teken nie. Leila ry 'n eind verby, draai die kar om en stop langs die pad. Soveel keer het sy al van hier af weggespring hek toe. As sy by die spoed hou en glad nie stilhou nie, is dit ongeveer 10 minute se ry tot by die hek. Met 'n hart wat in haar keel klop, wag sy tot 10 voor 6, voordat sy die kar aansluit en weer begin ry. En waaragtig, daar by die renosters betrap sy hulle op heterdaad. Die 3 mans
staan buite die voertuig en is besig om iets uit die kattebak te laai, toe Leila op hulle afkom. Sy kan sweer, daar is gewere en rugsakke met goed in. Die bestuurder roep uit, hy maak alarm toe hy haar sien, en al 3 spring skuldig terug in die voertuig. Leila haal haar selfoon uit. Die keer neem sy foto's van die kar, sy registrasieplate en veral sorg sy dat sy foto's van die bestuurder kry. In reaksie daarop ry hy tot langs haar en vra, wat dink jy, doen jy? Neem jy miskien selfoonfoto's van ons? Nee man, ek kyk toevallig diere, ek neem die renosters af, en julle, met watter onheilighede hou julle self besig? Hoekom was daardie 3 ouens buite die kar, toe ek op julle afgekom het? Want dit is wat mans doen, wanneer die natuur roep. Hulle staan buite en pieps, antwoord hy duidelik omgekrap, en moenie dit eers oorweeg, om daardie foto's op sosiale media te probeer plaas, nee. Dreig jy my miskien, meneer? Nee, ek waarsku jou net, juffrou, en jy is laat, jy beter ry om by die hek uit te kom, of by die kamp waar jy vanaand moet oornag. Maar ek twyfel of dit die geval is, ek kon sweer, ek het jou gister daar by die padstal gesien. Wel, as ek laat is, vermoed ek dat julle ook laat is, kap sy terug. Ja, dis net jy daar sê, so waarvoor wag jy nog, dame? Ry, age before beauty. Bliksem, hy lyk ten minste 5 jaar ouer as sy, en dan maak hy asof sy 'n ou tannie is. Leila gee hom 'n kyk, wat hom moet verpletter, en gelyk vee met moeder aarde, voordat sy weer die kar aansluit en begin ry. Dit gaan nie help om by die hek te probeer verduidelik dat sy laat is, want daar in die wildtuin is 'n golf wat nog later gaan weet nie. Net buite kan die wildtuinhek, trek sy van die pad af en hou agter 'n boom stil. Sy skakel ligte af en wag die golf in. 10 minute later kom hy verbygery, ry effens stadiger en toe hy langs haar is, gee hy haar 'n kyk. Hy is alweer alleen. Dit beteken dat hy sy passasiers weer in die wildtuin of in die krokodilbrug ruskamp afgelaai het. As dit nie so laat was nie, het sy nou met haar foto's en agterdog polisiestasie toe gegaan en probeer uitvind wat aan die gang is. Hulle dalk probeer aanspoor om die man te probeer opspoor en uit te vind wat sy storie is. Of dalk moet sy probeer om die Sanparke regspan môre te kontak. Sy wil nie eens 'n naam gee aan haar vrese en vermoedens nie, maar alles dui daarop dat hierdie aantreklike man dalk by renosterstroping betrokke is, wat van hom 'n renostermonster maak. Uiteindelik ry Leila Marlothpark toe en stop by een van haar senior buurmanne wat 'n ereveldwagter is. Oom ereveldwagter vra dat sy die foto's na hom toe moet aanstuur en beloof om dit die volgende dag op te volg, mits sy dit van haar foon sal afhaal wanneer sy dit aangestuur het. Wanneer sy terugklim in haar golf om huis toe te ry, waarsku hy: Leila, en jy moenie probeer om mense soos renosterstropers self vas te trek nie. Hulle is 'n gevaarlike spul en almal van hulle is tot die tande toe gewapen, al sien jy dit nie altyd aan hulle nie. Hy kry effens 'n glinster in sy oog toe hy byvoeg: of in hierdie geval is dit dalk manne met horings wat wie weet waar staan. So los liewer die speelietjie van die manne vir die manne. Leila gee hom 'n kwaai kyk en ry huis toe. Los die speelietjie van die manne vir die manne, sê hy. Wat as dit lyk asof al die manne skielik ruggraatloos is? Leila kan maar nie wegbly van die plek waar sy haar renosters laas gesien het nie. Sy ry vroeg die volgende oggend weer daarna toe. Haar gesin is nog voltallig en toe sy end verder aan omdraai, sien sy die alleenloper bil ook, gelukkig nog steeds daar. Of liewer, sy vermoed dat dit waarskynlik hy is.
maar die bil is vandag ontstoke. Hy hardloop heen en weer en snuif die lug. Leila wonder, is daar 'n roofdier iewers waarvan hy nou notisie geneem het? Of is dit dalk mense of 'n mens wat 'n gevaar vir hom inhou? Leila maak haar venster oop en luister. Toe daar nog voertuie op die teerpad bykom, gee sy op en ry huis toe. Sy moet 'n paar paptaartbestellings en haar beroemde aardappelslaai gaan maak om by 2 lodges te gaan aflewer vir vanaand se kuiergaste daar. Sy doen dit teen 3 uur, sodat sy weer laatmiddag op haar pos in die Wildtuin kan wees. En jou waarlik waar, daar is die manne met die golf weer. Die keer is dit die bestuurder wat 'n selfoon lig en foto's van haar begin neem. Dit laat haar sommer dadelik wegry, waar sy later buite die Wildtuinhek regs draai op die Ngwenya pad, verskyn daar voertuigligte in haar triespieeltjie. Dit is die wit Golf en die bordjies word vanaand verhang. Die agtervolger ry nou voor. Eers toe sy onder deur die grasdakboom van Marloth Park gaan, besef sy dat sy sopas haar bestemming weggegee het. Marloth Park. Nie 'n slim plan as jy alleen iewers in 'n klein grasdakhuisie woon nie. Daarom begin sy in sirkels ry om die man af te skud. Draai hier links en draai regs. En net sodra sy dink, sy het die monster nou afgeskud, dan val hy weer van iewers af agter haar in. Sy ry terug teerpad toe en gaan stop vir die kantore van die grootste sekuriteitsmaatskappy in Marloth Park. Die golf ry verby en sy slaak 'n sug van verligting. Sy oorweeg dit in elk geval om nog steeds by die sekuriteitsmanne in te stap en 'n klag teen hierdie man te lê. Maar 'n klag van wat, wonder sy? Dat sy hom en 3 manne by renosters in die Wildtuin sien stop het, soos wat al die ander mense sal doen as hulle renosters sien? Of kan sy sê dat sy hom al 3 dae gereeld daar sien? Hom eintlik half daar ingewag het om seker te maak dat hy dit weer doen. 'n aantreklike man met 3 ouens by hom, was sy langs die voertuig betrap het toe hulle uitgeklim het. Dat hy glo heel verontwaardig was, omdat sy hom en die manne met die selfoon probeer afneem het. Maar toe doen hy dieselfde, hy neem haar ook met sy foon af. En vandag het hy haar agtervolg tot hier in Marloth Park. Ja, dit is die storie wat sy vir hulle eintlik moet gaan vertel. Leila kyk op haar kar se horlosie. Dalk moet sy eers net 'n paar minute by die sentrumse restaurant gaan verwyl, voordat sy terug aan huis toe. Seker maak, dat die man nie iewers vir haar inwag en dan weer agter haar inval nie. Daar is pap, aardappelslaai en gevriesde kolwyntjies, of sout muffins om te eet by haar huis. Helaas, maar daar is nie wyn en slap chips op die oomblik nie. Daarom bestel sy vir haar 'n glasie wyn en 'n bordjie skyfies met mayonnaise om dit sommer net hier te sit en eet. Sy sit met haar gesig na die deur toe en die volgende oomblik voel sy hoe haar hart 'n slag mis. Dit is die renostermonster wat in die deur van die restaurant verskyn, net toe die kelner haar wyn voor haar neersit. Hy staan lank na haar en kyk. Daar is net een oplossing. Sy maak asof sy glad nie van hom bewus is nie. Maar haar ore sing eintlik van die spoed waarteen haar hart in haar borskas begin klop. Renosterman gaan sit self naby die deur, so dat hy haar kan dophou. Hy bestel ook iets om te eet en te drink, en wanneer die kelner 'n hamburger met skyfies en 'n bier voor hom neersit, beduie sy haastig vir die kelner om haar rekening vir haar te bring. Sy los die helfte van haar wyn, haal kontant uit, betaal en vlieg teen 'n spoed uit na haar EcoSport toe. Leila is naby aan vrees bevange toe sy later langs en half agter haar huis gaan stilhou. Sy wag eers lank in die kar met die engine wat steeds luier vir ingeval sy vinnig moet pad gee van die plek af. Maar toe daar niks gebeur nie, vlieg sy uit, hardloop by haar voordeur uit en sluit haarself in die donker toe. Lank staan sy en tuur
pad langs deur 'n gleuf in die gordyn. Haar senuwees is in rafels, maar haar besluit is geneem. Net môre ry sy Komati poort toe en gaan gesels met 'n speurder daar. Maar selfs daar loop sy haar te pletter teen 'n stasiebevelvoerder wat haar vra of sy die fotos op sosiale media geplaas het. Sy antwoord natuurlik weer, nee. Hy vra wie almal met haar fotos gewys is en wie almal gesien het. En sy antwoord, net die oom Ere veldwagter wat langs haar in Marloth Park woon. Gaaf, die man vat die foon by haar, en wat doen hy? Hy vee die fotos van die golf sonder enige verdere seremonie van haar foon af, met die woorde, jy het niks in die wildtuin gesien nie. Bleek van skok, gryp Leila haar foon uit sy hand en draai op haar hakke om. Terug in haar kar, bel sy vir oom Ere veldwagter, maar tot haar groot frustrasie is daar net 'n stemboodskap op sy foon. Sy stop by die groot sekuriteitsmaatskappy wat haar inlig dat die ou baas onverwags Pretoria toe is. Hulle hou sy huis vir hom dop. Op die ingewing van die oomblik vra sy, wel, ek het 'n vraag. As 'n mens vermoed, jy het ouens gesien wat dalk by renosterstrobing betrokke is, waar meld 'n mens so iets aan? O, daar is 'n nommer. Die man soek op sy foon. Geef vir my jou selnommer, dan sit ek jou op 'n spesiale renoster WhatsApp groepie. Hy stoor haar nommer voordat hy vra, het jy enige bewyse van iemand wat iets verkeerd doen? Nee, nie op die oomblik nie, maar ek sal sorg dat ek iets kry, dit beloof ek julle. Nee man, moet liewer nie. Dit is gevaarlik om by hierdie soort ding betrokke te raak. As die manne van groot geld praat, sal hulle nie huiwer om 'n sneller te trek nie, maak nie eens saak waarheen die loop mik nie. En jy stap dalk net op die verkeerde tyd daarvoor in. Al is Leila hoe onsosiaal, het sy darm al 'n vriendin of 2 gemaak hier in Marloth Park, sedert sy 2 jaar gelede hier kom woon het. Antoinette is die avontuurlike een van die 2, het sy bel haar teen 2 uur die volgende middag om haar saam te nooi wildtuin toe. Maar hulle moet asseblief met Antoinette se kar ry. Sy is besig met speurwerk en wil onder die radar bly. Sy mag nie gesien word nie. Dit werk. Antoinette is vuur en vlam en doodnuuskierig. Maggies Leila, wat voer jy in die mou? Cookie Baxter maatjie. Ek beplan om 'n renoster monster in 'n slagyster te vang, antwoord sy. Nou, as jy dit nou in Afrikaans moet vertaal, beteken dit jy het 'n oulike man iewers raak gesien en nou wil jy seker maak dat hy in jou strik en in jou bed beland. Nee man, nie een van daai's nie. Hierdie ou is gevaarlik. This is for real, sê sy. Romanse en die liefde is ook for real, as jy net eers die regte ou in jou vizier kan kry. Ongeveer 4:30 wag hulle in Antoinette se blou Hyundai Atos agter 'n struik om die volgende draai naby die renosters. Toeriste mag nie gewoonlik van die pad af ry nie, maar hulle stem saam dat hierdie 'n noodgeval is. Op die kop 5:30 ry die wit golf daar by hulle verby met die 4 mans in. Hou nou dop, fluister Leila. Sy weet nie hoekom sy fluister nie. Hulle kan mos nie hoor nie, maar sy fluister. Dit gaan net die bestuurder wees wat terugkom. As hulle om die draai verdwyn, moet jy weer op die grondpad terugklim. Dan ry jy stadig terug in die rigting van die hek. Die renoster monster sal by jou wil verbygaan, want hy gaan haastig wees om by die hek uit te kom. Antoinette skakel die blou kar aan, maar sy ry nog nie uit haar bos skuilings weg nie. Sy sê, maar hy gaan jou mos sê by my in die kar sien? Nee, hy sal nie, want ek gaan agter jou sitplek platval.
Leila klim haastig uit die passasierssitplek en toe agterin. Voor sy afsak, sit sy haar foon langs Antoinette op die sitplek neer. Maak asseblief seker dat jy 'n foto neem van die renostermonster en sy kar, as jy kan. Hulle wag daarom nie te lank nie, toe die golf by hulle verbyry. Effens vinnig op die grondpad, wat 'n stofstreep laat. Antoinette se foto's is op Leila se selfoon, maar dit is net 'n blur. Op die teerpad kry hulle die golf weer, waar dit by 'n ander voertuig stilgehou het en Leila val weer plat waar sy agter sit. Wat gaan aan? Hoekom staan die karre? Is daar leeu's iewers? Vra sy. Nee, duidelik het jou fantastiese monster in die golf by gewone toeriste stilgehou wat 'n papwiel gekry het. Ek hoop nie ons kry ook een omdat ons van die veld af van die pad af gery het nie. Ek kan seker ook maar daar stop en hoor of ek kan help, dan kan ek jou mannetjie mooi bekyk. Maar aan die ander kant is ek bang, hy sien jou dalk hier agter my kar, gooi tog net die deken op my sitplek oor jou. Leila doen dit en toe vra sy, nou wat gebeur nou? Nou gaan jou sexy rampokker vir die 3 dames in distress hulle band omruil, maar vir eers moet hy 'n berg goed agteruit hulle kattebak pak. Kan jy dalk 'n foto of 2 van die situasie neem? Vra Leila. Bedoel jy of ek vir jou 'n video van die mooi man met die sexy agterstewe en mooi bene en boude sal neem? Met graagte, fluister Antoinette. O my kriek, ek kan verstaan hoekom jy hierdie een wil stalk. Ek stalk hom glad nie. Sê liewer vir my wat gebeur daarvoor in die pad, steun Leila vanuit haar skuilplek. Antoinette giggel. Jou mooi tronkvoël wys dat ek asseblief moet ry. Die saak hier is onder beheer. Wat laat jou dink hy's 'n tronkvoël? Vra Leila, deeglik bewus van die feit dat Antoinette ook raak gesien het dat die man besonder aantreklik is. Wel, as hy horings stroop, soos wat jy vermoed, slaap hy seker binnekort in die tjoekie, want daarvoor gaan jy mos sorg, my liewe Leilaatjie. Antoinette ry by die wildtuin uit en toe hou sy ook by die padstal stil, sodat Leila uit haar ongemaklike posisie kan klouter. Hulle drink koffie en eet 'n stukkie suurlemoen meringue-tert voordat hulle terugry Marlothpark toe. Sal ons nou iets gaan eet by die Tin Shack? Vra Antoinette toe hulle op Olifant indraai. Nee man, ek dink nie so nie, ons het nou net iets geëet. Ek is versadig van daai stuk tert. En ek moet nog gaan cupcakes bak vir Saterdag se vlooimark. Jy weet, as ek so baie speurwerk doen, kom ek nie by my bakwerk uit nie. O ja, ek het skoon vergeet. Dis Saterdag mos weer sokketyd, vlooimarktyd. Ek sal vir jou daar kom kuier. Antoinette draai regs en later weer links in Leila se straat, waar sy haar voet van die petrolpedaal afhaal en stilhou. O my aarde, ek hou nie daarvan nie. Leila hou ook nie van 'n wit bakkie wat aan haar oprit staan nie. Ons ry verby, dan bring ek jou later terug. Antoinette se boefvang bravade is skielik weg. Ek sal gou die sekuriteitsmense bel. Leila haal haar selfoon uit, maar toe sy op die skerm loer, sien sy dat daar 'n oproep van Simon Ndondo was. O, gits, ek het vergeet van ons twee se afspraak. Dit is die man wat die dekke bou. Ek het hom gebel vir 'n kwotasie om my stoepie 'n bietjie groter te maak. Wel, gaan hoor maar in elk geval eers, ek wag in die kar met die engine aan, sê Antoinette. Leila klim uit, gaan klop teen die bakkie se ruit. Dit is ou Simon, en hy's nie kwaad omdat sy effens laat is nie. Hy was ook bietjie laat, hy wag nou maar eers net vir 10 minute. Die naweekse vlooimark kom en gaan, en Leila verkoop byna al haar kolwyntjies uit. Dankie tog, want anders eet sy weer vir die volgende week lank koekies en sout muffins vir aandete. Teen Maandag ontvang Leila 'n oproep van haar neef, wat in Chicago woon. Hy kuier op die oomblik in Pretoria by sy ma, Leila se ma se suster, en hy is lus om vir 'n paar dae deur te ry of deur te vlieg,
Marlothpark toe. Het sy dalk 'n bed vir hom en kan sy hom op die lughawe kom haal? Natuurlik, en hy is altyd welkom by haar. Neef hoef gelukkig nie sente om te draai nie. Hy vlieg sommer tot 'n Nelspruit en Leila gaan laai hom by die lughawe daarop. In Marlothpark stop hulle by die winkel vir kruideniersware en vloeibare versnapperings. En neef stel voor dat hulle sommer iets by die Tin Shack gaan sit en eet terwyl hulle nou daar is. Hy volg die Marlothpark marketinggroep daar vanuit Chicago en nou dat hy self hier is, wil hy alles sien en beleef. Terwyl hulle in die eetplek wag vir die kos om te kom, stap Renoster Monster in. Hy gaan sit weer by 'n tafel naby die deur en bestel 'n bier en burger met skyfies. Maar uit die hoek van haar oog sien Leila dat sy aandag nie by sy kos is nie. Sy kry die nare gevoel dat hy vanaand vir haar sit en dophou. Dankie tog dat neef Wouter saam met haar hier is. Laatmiddag ry Leila en Wouter die 25 km heiningroete wat Marlothpark en die Kruger Wildtuin skei. Hulle besluit om die volgende dag vroeg Wildtuin toe te ry. Oor 2 dae moet neef weer op 'n vliegtuig klim en daarna die land verlaat. Daarom ry sy met hom tot by Choquan waar hulle middagete geniet. Met die terugkom ry Leila haar normale roete en paaie in die omgewing van die Krokodilbrughek. Dit is laat en daar is geen voertuie meer by haar troppie renosters nie. Maar teen die tyd dat hulle skemer donker by die hek uitry, is Renoster Monster met sy golf op hulle hakke en sy wonder waar die Joos het hy vandaan gekom. In Marlothpark draai hy 2 strate voor haar af en die volgende oomblik is hy weg. Leila en neef braai die aand van sy laaste aand van sy besoek. Hulle praat oor sy verblyf in Amerika, hulle kinderdae en oor alles wat hulle die afgelope paar dae gesien en beleef het. Net nie oor Renoster Monster en Leila se vermoedens nie. Neef sal haar in sy tas ontvoer Chicago toe, as hy dalk net die vermoede kry dat haar lewe hier in gevaar is. 3 dae na sy kuier, laat weet neef, hy is uiteindelik terug by sy plek in Chicago en dinge keer stadig maar seker terug na normaal in Leila se lewe ook. Of so normaal as wat dinge kan voel, as jy laat aand op die WhatsApp groep lees, dat die groot renosterbul wat altyd daarna by die Wildtuin grondpad, reg oor Marlothpark se heining geloop het, vermoor is, net vir sy horings. Leila se trane en haar slaap bly weg. Sy moes harder opgetree het, seker gemaak het, sy praat met die regte persone. Die volgende oggend stuur sy 'n boodskap na die voorsitter op die Renoster beskermingsgroep. Ek dink ek weet wie die moordenaars is. Ek het heel wat foto's van daardie mense geneem. Daar is byna onmiddellik 'n privaat boodskap aan haar. Stuur daardie foto's vir my aan asseblief. Sy skryf, nee, ek stuur niks aan gesiglose mense op 'n groep nie. Ek wil jou in persoon sien en my buurman wat 'n ereveldwagter is, moet bywees. Hy antwoord, 4 uur, die Bosrestaurant, bring jou sogenaamde ereveldwagter saam? Sy sal nie net die ereveldwagter hierby betrek nie, sy sal sommer 'n speurder van die plaaslike polisiestasie ook saamnooi. Leila gaan laai oom ereveldwagter self op. Hy hou baie van die idee dat hy 'n lekker teebeen en skyfies gaan skaar vir dienste gelewer. Hulle kry die speurder buite die restaurant en die 3 van hulle stap saam in. In die restaurant krimp Leila ineen. Sy weet nie wie die persoon op die groep is vir wie sy hier moet ontmoet nie, maar die Renoster Monster is waaragtig ook daar in die restaurant. Net toe kyk hy ook op en sy ysblou oë skiet klipharde haalkorrels van afkeer in haar rigting. Die man is duidelik nie bly om haar te sien nie.
Om alles te kroon, stap die speurder en oom Ere veldwagter reguit na sy tafel toe. Is dit sy? Vra die speurder vir hom. Is sy die persoon wat jy in die kaak wil stel? Renostermonster kom stadig oorend, ja. Ja, dit is sy. Ek glo, sy is deel van 'n syndikaat, 'n informant van soorte. Daar was 'n man van oorsee af by haar in die tyd toe die bul gestroop is. Vermoedelik kan hy die baasbrein wees, want hulle was lank saam in die wildtuin op daardie dag. Ek het hulle probeer agtervolg, maar hulle het my seker gesien en toe ontduik. Die volgende dag het sy hom persoonlik op die lughawe gaan aflaai. As ek toe al geweet het dat die bul doodgeskiet is, het ek sy bagasie laat deursoek, want hy is waarskynlik land uit met die ware. Leila se mond val oop. Sy wag nie dat iemand haar nooi om te gaan sit nie. Haar bene gee sommer van self onder haar pad en sy val in die naaste stoel neer. Die klank in haar stem is weg, soos altyd wanneer iemand haar in die wind moker met 'n onaangename verrassing. Hoeveel geld het hulle jou betaal vir jou aandeel in hierdie groei saak? Tier Renostermonster voort. Wag nou eers, Tertius, keer die speurder. Jy kan nie net beskuldigings rondslinger nie. Wat laat jou dink dat hierdie vrou deel is van so 'n soort syndikaat? Tertius, dan het die Renostermonster 'n regte naam. Tertius, wat die Renostermonster is, sukkel blykbaar om sy stem gelykmatig te hou, want hy gaan af. Hy gaan heel moontlik ontplof van woede en verontwaardiging. Sy stem staan skoon deur. Hy sê, ek hou haar al vir 2 weke lank dop. Sy's byna elke middag presies daar by die renosters met haar selfoon. En toe kom hierdie man by. Ek vermoed dat sy gereeld pins vir die stroopers aanstuur, sodat hulle presies weet waar ons bosreuse rondloop. Neem haar kar nou weer af en laat forensies dit behoorlik deurgaan vir bloed en ander getuienis. Uiteindelik is Leila se stem terug. Nee, julle verstaan nie wat hier aan die gang is nie. Dit is hy. Hy is die ou wat ek wil aan die kaak stel. Ek het opgehou tel hoeveel keer ek hom en sy 3 trawante daar by die renosters gekry het. Ek het hulle selfs buite die kar betrap met rugsakke en waarskynlik gewere. Het jy gewere gesien? Oom Ere veldwagter se wenkbroue trek saam. Ek dink nie ek het gewere op die foto's gesien nie. Wel, ek glo, ek het gewere gesien, miskien voor ek die foto's geneem het. Genugtig, Tertius, ek het vir jou gesê dat jy en die manne versigtig moet wees om nie die publiek suspisieus te maak nie. Trap die speurder om uit. Wat? Werk julle almal saam? Mag die stoel haar nou maar insluk. Leila voel hoe die aarde om haar begin draai. Haar moeilikheid is op haar. Haar rustige en veilige lewe hier in Marloth Park gaan nooit weer dieselfde wees nie. Daar is net mooi niemand wat sy kan vertrou nie. Ja, ons doen ons werk saam. Die speurder glimlag skielik breed. Tertius en sy span is deel van die SAPD se vrywillige geheime spesiale taakmag. Hy laai sy manne gewoonlik laatmiddag in die omgewing van die renosters af en dan pas hulle die diere op. Veral as ons 'n wenk gekry het dat stroopers die diere moontlik in hulle vizier het. Ja, hy en sy manne is beskermengele, verduidelik oom Ere veldwagter met daardie beterweterige glimlag van hom. Ek het al van sulke mense gehoor, mense wat in die veld bly en die diere oppas. Val dit Leila by en toe besef sy skaam. Dit is hoekom jou stasiebevelvoerder die foto's van my foon afgevee het. Hoekom het julle nie vir my gesê waaroor dit gaan nie? Wel net, in geval jy dalk 'n sosiale media junkie is,
Ons hou graag ons manne se identiteit geheim, want hulle doen gevaarlike werk. As groot geld in die gedrang is, sal sekere mense nie huiwer om op hom of sy manne te skiet nie. En nou weet ons dat hierdie dame nie, Tertius kan nog steeds nie glo dat sy onskuldig is nie. Hy beduie alweer na Leila. Hoe weet ons dat sy nie dalk deel van hierdie einste gevaarlike syndikaat is nie? Wie is die man in elk geval wat jy by die lughawe gaan aflaai het? Dan weet hy dit ook so waar. Hoe lank hou hy haar ook dop? Dit was my neef, my ma se suster se seun. Hy woon en werk in Chicago. Hy wou net graag sien hoe Marloth Park lyk, want ek plaas gereeld foto's van my plekke en my bedrywighede hier in Marloth Park op Facebook. En jou profiel se naam is? Die man lyk vreeslik verlig oor haar verduideliking oor wie die man is, maar miskien wil hy net vir homself seker maak dat sy die waarheid praat. Sy gee haar naam en hy raak besig met sy foon. Wanneer hy uiteindelik opkyk, merk hy net so terloops op. Moenie skrik as daar 'n vriendskapversoek van my, Tertius, afkom nie. Ek beloof jou, ek is regtig nie gevaarlik nie. OK, sy haal haar selfoon uit. Dan aanvaar ek jou vriendskapversoek sommer dadelik. Dan kan jy vir jouself sien dat ek net 'n natuurmal mens is en gewone koekiebakker van beroep. Koekiebakker, vra hy. Oom Ere Veldwagter bars uit van die lag. Ja man, Leila bedoel sy is 'n fanatiese wildtuinbesoeker wat spesiale kos maak vir party lodges hier in die omgewing vir 'n lewe en dat sy kolwyntjies koekies bak vir die vlooimark en die tuisnywerheid hier naby. Kolwyntjie koekies. Tertius kyk nou met groter belangstelling na haar. Soos in sjokolade kolwyntjie koekies, en het jy dalk sulke rooi koeke ook vir die tuisnywerheid gemaak? Ek het daai koeke verlede week uitprobeer. Die oom daar het dit aanbeveel. Hemel, dit was lekker. Jy sien, ek het 'n bietjie van 'n soet tand. Leila glimlag skaam. Ja, onder andere, dit is seker my koekies, as dit nou is as dat Leila op die etiket sou staan. Daai rooi is waarvan jy praat is eintlik pink fluweelkoekies. Van my gunsteling is haar Grenadella koekies. En daardie lemoenkoekies met die maaskaas verseersuiker. Sal daar lemoenkoekies wees op die volgende vlooimark? Vra oom Ere Veldwagter. Daar sal van alles wees wat ek gewoonlik maak, beloof sy. Wortelkoek, die speurder het ook 'n gunsteling. En wat van daai soutkoeke wat jy eendag by die polisiestasie kom aflaai het? O, my prei en kaas muffins, wonder sy. Ja, net mooi hulle. So wanneer is die volgende vlooimark? Wil Tertius weet. Oor 'n week. Leila se mond raak skoon droog as 'n aantreklike man so na haar kyk. Wel, dan sal ek beslis daar 'n draai moet gaan maak. Die man is skielik so mak soos 'n lammetjie. Of dalk moet sy liewer aan hom dink as 'n oulike wit renoster kalfie. 'n cuddlesome diertjie oor wie se kop jy met jou hand wil streel. Behalwe as jy bereid is om direk aan die publiek ook te verkoop, sê Tertius. Ja, jy kan by my koop, maar ek kan jou ook op 'n koop- en verkoopgroep in Marloth Park sit op ons WhatsApp groep. Dit is nou as jy hier rond bly. Ek bly hier rond van tyd tot tyd. Ek huur 'n klein woonstelletjie aan iemand se huis by haar, sodat ek my skof sommer gemaklik naby kan doen. My normale blyplek is in die Sabi Sands. Meeste van my navorsing gebeur daar. Navorsing? Vra sy. Ja, oor die gedrag en gewoontes van wit en swart renosters, oor stroping en die impak van onthoringing op die diere, die dat ek by die polisie se vrywillige taakmag ook ingeskakel is, verduidelik Tertius.
Die Saterdag van die vlooimark is vir die man hopeloos te ver, besef Leila toe Tertius haar die volgende maandag 11 uur die oggend al skakel en vra of sy koekies het wat sy wil verkoop en of sy weet hoe om 'n lekker koppie koffie aan mekaar te slaan. Man, natuurlik weet sy hoe. Sy is in elk geval aan die bak vir die naweekse vlooimark ook. Daarom bak sy ook sommer 'n ekstra dosyn kolwyntjie koekies vir hom om saam met sy koffie te geniet. Rooies en bruines, want hy hou mos daarvan, en kaas en prei muffins, want 'n mens kan nie net van soet alleen leef nie. Hy was af, verduidelik hy, tot gister, en nou is hy terug. Ek laai jou môre aand op, dan koop ek vir jou 'n hamburger en skyfies om dankie te sê vir die lekker koekies en eetgoed wat jy nou vir my manne saamstuur vir Pasella. Hy druk op die polystyreen bakkies met die oorbly eetgoedjies wat sy vir sy manne saamstuur vir later vanmiddag, wanneer Tertius hulle mos daar iewers in die wildtuin moet gaan aflaai. Hy kom Woensdag aand eers lank na sononder by haar aan om haar op te laai vir hulle date. Moet jy die manne elke aand wegneem en weer vroegoggend gaan haal, vra Leila wanneer hulle oorkant mekaar in die restaurant sit. Nee, ek doen dit so vir 6 dae aan mekaar en dan is ek vir 7 dae af, dan los iemand anders my af. Maar na Vrydag is ek mos los hotnot. En wat doen jy wanneer jy nie renosters oppas nie? Dan gaan ek terug na my huis toe, kyk of die leeu's en die hyenas nog nie my rondavel daar in die Sabi sand weggedra en opgevreet het nie. En soms ry ek so bietjie toeriste ook daar rond vir die mense op wie se grond my rondavel staan. Hoe jou lewe klink baie interessant. Sy wil byvoeg dat sy dit graag sal wil sien, maar dit klink dalk net 'n bietjie te voorbarig. Dalk dink die man sy lê by hom aan. Al vertel haar lyf vir haar dat hy nogal die soort ou is vir wie sy maklik sou kon val. Maar laat hy maar self die vrywerk en die aanvoerwerk doen as hy wil. Met die aflaai kom hy in vir koffie, maar die keer wys hy 'n rooi koek van die hand. Hy is darm nie van plan om allerwins op te eet elke keer wanneer hy haar sien nie. En hy is darm nie net hier vir die koek nie, hy is eintlik hier om haar 'n bietjie beter te leer ken, sê hy. Wel as dit die geval is, kon hy haar seker 'n nagsoentjie gegee het voordat hy ry, maar hy doen dit nie. Sy voel nogal teleurgesteld, omdat sy glad nie donderdag deur die dag van hom hoor nie. Aan die ander kant is dit die dag waarop sy die meeste van haar kolwyntjies en soutgoedjies vir Saterdag moet bak. Sy probeer 'n nuwe resep uit, 'n muffin met ham, kaas, uie en rooi rüssie. Dit lyk pragtig en proe heerlik en sy wens dat Tertius, haar nuwe renoster monstervriend, daar was om dit saam met haar te toets bestuur. Sy kan nogal aan iemand soos hy gewoond raak. Laat aan stuur hy vir haar 'n WhatsApp om haar 'n goeie nagrus toe te wens. Dit is darm iets. Dit beteken hy dink aan haar. Vrydag bel hy om te hoor of sy te besig is met haar markgoed om saam met hom 'n dop en chop te geniet. So teen 5 uur se kant. Nee, teen 5 uur sal sy klaar wees, selfs met die pakwerk. En dan het sy gewoonlik al die tuisnywerheid se koekies ook gaan aflewer. Maar sy het ook vleis in haar yskas. Nee, dankie, sê hy sal koop. Chops, wors en dop vir hulle albei, en as dit reg is met haar, dan braai hulle dit sommer daar op haar stoepie. Want dit is nie net reg met haar nie, haar hart spring op 'n galop weg, en sy sien verskriklik uit om hom weer te sien. Sy laat weet dat sy aardappelslaai en braaibroodjies met tomaties, kaas en eie vir hulle sal maak. Die renoster monster hou van haar ham muffin wat voorgereg is en kyk met belangstelling toe sy vir hom wys waar Simon die klein stoepie binnekort 'n bietjie groter gaan maak. Dan sal dit nie so beknop wees as iemand hier by my kom braai nie, voeg sy by. Dit is nie beknop nie.
Ek hou nogal daarvan as jy so naby aan my sit, merk hy op en sy oë wil hare nie weer los nie. Ek sal kyk hoe vroeg ek en die manne môreoggend in die wildtuin klaar is, dan sien ek jou in elk geval by die vlooimark ook. Tersius klink effens uit asem en kort asem, omdat sy onverwagse soengroet laat die aand 'n bietjie meer passievol geraak het en toe daar vasgehaak het. Saterdag is Tersius vroeg genoeg by die vlooimark om haar te help om haar gazebo op te slaan. Hy gaan haal sy eie opslaanstoel uit die golf en kom sit langs haar onder die gazebo aan die kant van die tafel waar verkoop word. En toe spog en adverteer hy meer die mooi kolwyntjie koekies en kaashappies as wat Leila self doen. Wanneer hy in die middag help oppak, wonder hy of Leila wil sien hoe lyk sy rondawel daar in die sabisand. Natuurlik spot sy, jy het mos nou myne gesien, ek wil baie graag joune ook sien. Bly om te hoor, ek was bang, ek beweeg 'n bietjie te vinnig vir 'n meisie soos jy. Nee, wat Tersius, alles wat jy doen is net mooi reg, sê sy. Dit ook. Hy buig vooroor en soen haar lank en talmend op die mond. Veral dit, antwoord sy, en sit haar arm om sy nek om hom nader en na te trek, moet net nie weer ophou nie. En daar fluit die mense by die stalletjie langs aan, en hulle stap haastig uit mekaar. Wanneer hy reg maak om te ry, soen hy haar weer voordat hy sê, dan laai ek jou môreoggend 7 op, maar pak 'n oornagtasie, want ons kom eers maandag of dinsdag weer terug. Sy sê, wat van jy bring jou tandeborsel, en dan slaap jy sommer vanaand op die bank in my plek. Ek het lasagne wat ons kan warm maak met 'n slaaitjie, dan hoef niemand vir niemand te wag môreoggend nie, en ons is gelyk reg om weg te spring. Hy lyk opgewonde, dit klink na 'n goeie plan, maar wag vir my, dan help ek jou om jou kar af te laai wanneer jy daar by jou plek aankom. Tersius het nie net help kar aflaai nie, want hulle albei het gevoel die bank is darm regtig nie die gemaklikste plek vir 'n man om op oor te slaap nie. Dit is oom Ere Veldwagter, wat die situasie 3 maande later tydens 'n verloving baie akkuraat opgesom het. Leila het vir my gevra, hoe vang jy 'n renostermonster onder 'n wip? Of vang jy met 'n stryk of in 'n slagyster? Toe sê ek vir haar, met jou hemelse kolwyntjie koekies. En hoe maak jy seker dat 'n mooi vrou nie deel is van 'n onheilige syndikaat renosterstropers nie? Het Tersius toe vir my gevra. Toe antwoord hy, jy sorg dat jy haar byna 24 ure in die oog hou. Dat Tersius, toe maar daardie ekstra woonstelletjie wat hy hier in Marlothpark gehuur het, opgeset om by Leila in te trek, net na daardie naweek waarop hulle sabisand toe is. Leila maak nie meer so baie kere kos vir die lodges in die omtrek nie, want dit is lekker vir haar om saam met Tersius te gaan, as hy mense moet gaan rondry, daar op die wildsplaas waar sy rondawel staan. Hulle is mos albei ewe fanaties oor die natuur. Seker die dat hulle uitgevind het, dat hulle so goed by mekaar pas, en dat alles besig is om vir hulle so goed uit te werk. Miskien moet 'n mens net noem, dat Leila se kolwyntjies en muffinbedryf in hierdie stadium floreer. Die einde.